beteken 10, kom ons begin en dan vra ek vir julle so, François, wat beteken 10,4? Wat 10,8. Kom ons begin by 5,4. Wat presies beteken daai hele ding van komma? Wat beteken dit? As ek sê 5,4. Wat presies beteken dit, Douglas? Ek gaan 8 doen. Wat beteken daai komma 4? Juffrou het dit al gewoon. Verwys na 'n desimaal. Yes, maar wat beteken daai desimaal? Wat beteken desimaal? Wat is 'n desimaal? 10. Sê weer, sê jy lekker hard? 10. Nee. Dis 10 mos nie. Desi beteken oorspronklik 10, ja, maar wat beteken desimaal? Dit beteken dit is spesiale breuke waarvan die noemers magte van 10 is. Ja, 10. Die noemers is 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Dit is wat desimaal beteken. Ja. Tian? Ja. Die noemers van desimale breuke is almal magte van 10. So, as jy nou dink aan getalle, nê? As ons nou hier het ons ene en dan het ons tiene en dan honderde en dan gaan dit nou so aan, nê? Nou, tot op hierdie punt werk ons met heelgetalle, nê? Nou, 'n breuk is mos nou presies dit is nie meer 'n heelgetal nie. Ek vat 'n getal of 'n ding en ek deel hom op in kleiner stukkies. Nou, desimale breuke beteken net dat daai stukkies wat ek hom opdeel is magte van 10. So ek deel hom in 10 stukkies op, of ek deel hom in 100 stukkies op, of ek deel hom in 1000 stukkies op, of ek deel hom in 10.000 stukkies op. Goed. So dit beteken maar net, dis 10des, 100stes, 1000stes, en daai komma wys vir jou, dit is nou breuke. So, wat sê 5,4 vir jou? Waarvoor staan die 5? Ene. Beteken 5 ene. Die komma 4 sê vir jou? Tiendes. So, dit sê, so 5,4 sê 5 en 4 tiendes. Maak dit sin? Dit sê 5 en 4 tiendes. Wat het ek as ek vir jou sê 25,04? Waaraan is dit gelyk? Ek gaan vir jou verwrig met hierdie ding. Jy is nie veronderstel om nou te speel nie, jy is veronderstel om nou hier te kyk, knopkop. Wat beteken 25,04? As jy dit nou as 25 en 400stes? Dis reg. 25 en 400stes. Met ander woorde, 5,4 is effektief 'n gemengde getal. Want ek het 'n heel getal, die 5, en ek het 'n breuk. Dis net 'n ander manier om breuke te skryf. En 'n mens kan enige breuk as 'n desimale breuk skryf. As ek sê 'n half, kan jy vir my dit as 'n desimale breuk gee? 0,5 nou. Net 0,5. 0,5. Wat is 'n kwart as 'n desimale breuk geskryf? 0,7. Ek het 'n 0,7, 0,25. 0,25. Hierdie oudjies moet jy uit jou kop uit ken. 0,25. Dian,
as ek vir jou die desimale breek gee, 0,05. Wat is dit as 'n gewone breek geskryf? Kwaad. Nee, kyk mooi. 0,05. Hier raai. Douglas? Wat is die eerste ding wat ek vir myself moet sê? Wat gaan die noemer van hierdie breek wees as 'n gewone 500stes. 500stes. Hoe weet ek dis 500stes? Want daar's ja, François? Van daar's 2 plekke na die desimaal. Daar's twee plekke na die komma. Na die komma. 2 plekke na die komma. Daarom weet ek my noemer gaan 100 wees. En wat is daar? 500stes. Dian, wat gaan 0,015 as 'n gewone breek wees? Okay, kom nader Kersfees Vader. Wat is die eerste ding wat ek vir myself sê? Hoeveel plekke het ek na die komma? 3. 3. Met ander woorde, ek werk met 1000. duisendstes. So ek kan solank my duisendstes daar neerskryf. My noemer is 1000. Wat's daai syfer? 15. 15 duisendstes. Okay? Douglas, wat gaan 0,125 as 'n gewone breek wees? 125.000. 125.000stes. 125.000stes. En ek kan dit natuurlik vereenvoudig, want dit kan ook wees, wat, 105 gaan daarin, hoeveel keer gaan 5 daarin? 2, Nee. dit is die, en 5 gaan daarin, 200 keer. En 1000 gaan 5. 5 gaan daarin, ja, dit is ook 25 op 200. Vat jou sakrekenaar en dan sê jy 25 gedeel deur 200, dan kyk jy wat wys dit. Wat so goed 500 gedeel? 25, daar kyk op die bord. 0,125. Dit moet ook 0,125 wees. En ek kan daai breek nog vereenvoudig. 25 gaan daar in 1 keer en 25 gaan in 200 in hoeveel keer? 125. 125. Kyk, wat is 1 gedeel deur 125 as 'n desimaal? 0,008. Dan het ons iewers fout gemaak. 0,008. Wat is 200 gedeel deur 25? 200 gedeel deur 8. 8 is 1 op 8. Kyk nou, wat is 'n 8ste as 'n 0,125. So hierdie verhoudings moet jy verstaan. Nou, kom ons kom terug by die probleem waar jy begin het. 5,4 maal 2 maal 'n kwart. Is dit die oorspronklike som? Kom ons kyk of dit reg is. Is 5,4... Nee, ja, maar dat is 5,4 maal 2 en 'n kwart. Dian, daar's 'n baie groot verskil tussen dit wat jy geskryf het en 5,4 maal 2 en 'n kwart. Dit is heel wat anders as dit. Verstaan jy? So, wat is die eerste ding wat jy vir jouself gaan sê? Jy moet nou besluit, waarmee wil ek werk? Wil ek met gewone breuke werk of wil ek met desimale breuke werk? Douglas, waarmee wil jy werk? Desimale breuke. Goed. Wat is 2 en 'n kwart as 'n desimale breuk? 2 en wat is 'n kwart as 'n desimale breuk? 0,25. 2,25. Kyk gou of dit reg is dat 9 op 4 2,25 is. 9 op 4. Ja, want ek gaan nou sê 2 maal 4 is 8 plus 1 is 9. Ek gaan hom 'n onegte breuk maak. Ja, dit is 2,25. Dit is 2,25. Nou het ek 5,4 maal 2,25. Nou hoe gaan ek nou daai besigheid met mekaar maak?